Welkom by die tweede episode van ons reeks Opstaan vir jou Suid-Afrika. 'n Program waar die nuus onder die heerskappy van ons koning geplaas word. So kom ons kyk saam na die ernstige nuusgebeure in ons land, maar ook na tekens van hoop en kom ons bid saam daaroor. Liesel, vat ons deur die week se hoofnuus. Hier is van die belangrikste gebeure van die afgelope week in Suid-Afrika. So Rolf, eerstens, Suid-Afrika het 'n nasionale ramp verklaar na al hierdie ernstige vloede. Die regering het 'n nasionale rampstatus uitgeroep weens ernstige oorstromings in verskeie provinsies, veral in Limpopo en Mpumalanga. Yes, Liesel, het julle die video's gesien wat van daai vloede en alles wat deurgekom het? Dis tragies. Sure. So talle huise en infrastruktuur is beskadig en mense is ontruim uit hulle vestings uit. Die vloede is deel van 'n groter weermodel wat ook omliggende lande soos Mosambiek en Zimbabwe bereik. Tweedens was daar ook 'n groot skade by die Kruger Nasionale Park. Die Kruger Park, een van Suid-Afrika se belangrikste toerisme areas, is swaar beskadig. Paaie, brûe en kampterreine is vernietig en herstelwerk kan blykbaar jare neem. Die koste beloop van hierdie herstelwerk tot honderde miljoene rande. Ja. Want ekskuus, daai ek meen die Kruger Wildtuin kry al hierdie besoeke en nou is hy baie toe en wat van die diere? Jy weet ons is baie keer besorgd oor die 2 voete, maar wat van die 4 voete? So, ja. Tragies. Derdens, die hartverskeurende tragedie van die skoolbusbotsing. Ja. 13 of 12 kinders oorlede. Ja. Na 'n ernstige botsing suid van Johannesburg is 12 kinders dood. Die busbestuurder is later gearresteer op aanklagte van onversigtige bestuur. Dis jammer dat dit so tragedie vat voor daar weer 'n debat begin oor die veiligheid rondom skoolvervoer vir Suid-Afrika se kinders. Vierdens, die korrupsie, wanbestuur en die magsmisbruik binne die staat. Daar is tans groot ondersoeke na korrupsie en misbruik binne die regering en staatsinstellings. President Ramaphosa het die Madlanga-kommissie ingestel om beweringe van korrupsie en politieke inmenging in polisie en regstelsel ook te ondersoek. Daar is ook kommer dat sommige amptenare en politici saamwerk op maniere wat vertroue en reg en geregtigheid ondermyn. 'n Voorbeeld hiervan is die Tembisa hospitaalskandaal, waar vermoedelik omtrent 2 miljard rand gesteel is deur netwerke van invloedryke figure en besighede. Soortgelyke ondersoeke beloop by staatsinstellings soos Eskom, Transnet, Prasa, Denel en die Nasionale Lotery, waar baie verdagte kontrakte en botsende belange ondersoek word. Daar is toenemende politieke druk op die president om daadwerklik op te tree en hierdie ondersoeke te ondersteun. So Liesel, dis swaar nuus. Ek dink net aan daai 12 kinders wat oorlede is, daai ouers met daai seer, net daai geweldige seer. En hoekom kan ons nie as 'n staan-op gemeenskap, almal wat volhou saam net stil raak vir 'n rukkie, soos wat jy hierdie video kyk, net stil raak en kom ons bid vir daai ouers se geweldige seer. Dis ernstige dinge waaroor ons as land saam kan bid. En Dylan, vertel jy vir ons bietjie wat gebeur tans rondom die ekonomie en geldsaake in Suid-Afrika wat ons ook by ons koning Jesus se voete kan neerlê? Absoluut, Rolf. Suid-Afrika se inflasie bly tans relatief laag en binne die nuwe 3% teiken wat sedert 2025 ingestel is. Dit beteken pryse styg nie baie vinnig nie, wat die Suid-Afrikaanse Reserwebank die ruimte gee om moontlike rentekoerse verder te verlaag om ekonomiese groei te ondersteun. En dit sal goed wees. Absoluut. Ja, ek dink daaroor gaan ons nie klaar nie. Prys abba. Verdere dalings in rentekoerse sal ook baie verligting vir elkeen se huisgesinne beteken. Seker. Rolf, ons kan ook elkeen bemoedig in hierdie tyd wanneer rentekoerse besig is om te verlaag, om te bly by die onkoste wat dit gekos het om hulle huis af te betaal, as ook voertuie en so ander skuld ook, om te bly betaal wat jy betaal het toe rentekoerse nog hoog was. So toe die rentekoers hoog was jou premie hoër. So wat jy sê is bly daai premie nog steeds te betaal terwyl die rentekoers laer is. Yes, en in hierdie tyd kan jy ook jou skuld dan vinniger afbetaal. Baie kenners verwag nog rentekortings later vanjaar, juis omdat inflasie steeds beheerbaar bly. So dis absoluut net goeie nuus, Rolf. Ja. Die Suid-Afrikaanse rand het oor die laaste paar weke wisselvallig beweeg, maar tog nog steeds sterker as die Amerikaanse dollar. Markte wag nou op die Suid-Afrikaanse Reserwebank se volgende rentekoersbesluit wat 'n aanduiding sal gee van hoe die ekonomie in 2026 ondersteun gaan word. So Liesel, Dylan, soos ons al hierdie dinge hoor, die rentekoers wat laer kan word is briljant en dat die dollar randprys
Ons moet dalk net ons verhouding met Donald Trump regkry. Maar hierdie dinge, as jy dit hoor, hierdie vloede, hierdie rampe, hierdie dood, hierdie korrupsie en finansiële druk, dit kan 'n mens moedeloos laat voel. En daarom het ons geleer, baie van ons geleer om eerder dit heeltemal te ignoreer. Net af te skryf, om nie eers meer verder. Ja, en is dit die regte ding? Het Vader ons nie geroep as 'n geloofsfamilie, as sy kinders, om juis vir sulke goeders op te staan in gebed. Nie op te staan in geweld en so nie, maar op te staan in die gees, deur saam te bid. Maar dis juis hier waar die woord vir ons leiding gee. In Jesaja 52 vers 2 sê Abba Vader, skud jou los uit die stof, staan op, sit regop o Jerusalem, maak die bande van jou nek los, o gevange dogter van Zion. So hierdie woorde is oorspronklik gespreek in 'n tyd van ballingskap, toe die kinders van Israel vas was in ballingskap, vernedering en verlies. En Israel was vasgevang, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Vader se volk, sy kinders. Maar hierdie Jesaja praat van om in die stof te sit. Dit was 'n teken van rou en skuld. Baie soos wat ons vandag doen. Ons is hartseer en ons sit in rou en skuld oor die toestand van ons land. En tog hoor ons nie 'n stem van veroordeling nie, maar 'n roep van genade. Vader wat vir ons uit die woord uit sê, staan op. So daar is verlossing in die naam van Jesus, sy Hebreëse naam Yeshua, wat letterlik beteken verlossing. So dis hoop en bevryding vir almal wat vasgevang voel in rampe, skuld, vrees, verlies, gebondenheid. Ook vir elkeen wat moeg en oorlaai is, sê hy vandag, staan op, staan op. Ons hoef nie vir altyd in die stof te bly sit nie. Vergifnis is voorsien. Herstel is reeds deur Vader beplan. En daarom bring ons al hierdie sake nie na mense toe nie. Ons vat dit nie self oor in beheer nie, maar na die troon van die koning in gebed en vertroue dat hy ons sal red en ons alles sal kan regmaak, herstel. Want in 1 Petrus 5 vers 7 sê die woord, Jesus sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. So Liesel Dillon, kom ons bid, en elke een wat na hierdie program luister, kom ons bid elkeen saam hieroor, en kom ons neem nou hierdie sake in gebed na ons lewende God, ons almagtige Vader. Vader, ons bring vandag hierdie nasionale ramp weens die vloede in Limpopo en Mpumalanga na u voete toe in die gees. Vader, u sê, ons kan u genade troon nader. En Vader, ons kom in berou en ons kom vra, Vader, ons sien hierdie natuurrampe en ons bring dit na u toe. Vader, ons bid daar vir families, vir die diere, dat u met hulle sal wees. Ons bid vir die gesinne wie se huise en infrastruktuur beskadig is en vir almal wat plekke moes ontruim het. Vader, die wat verlies het en karre wat in strome af is. Vader, wees u hulle skuilplek en beskerming. Vader, troos die wat geweldige skade gelei het en groot verliese ondergaan het en voorsien hulle met alles wat nodig het en gee hulle nuwe hoop en verligting en veiligheid. Ons vertrou u, Vader, vir herstel en voorsiening in hierdie tyd van nood. Vader, ons bring die Kruger Nasionale Park na u voete in die gees. Ons bid vir die herstel van paaie, brûe, kampterreine, vir die diere en al die infrastruktuur wat beskadig is. Gee wysheid en krag aan die mense wat die herstel lei. Voorsien die nodige hulpbronne en laat u teenwoordigheid u hoop en u bemoediging bring te midde van hierdie lang pad van herstel. Vader, dan bring ons vandag hierdie hartseer, hartverskeurende saak van hierdie 12 kinders wat in die busbotsing gesterf het en hulle familie wat deur hierdie geweldige rou moet gaan. Hierdie geweldige seer van verlange. Ons bring dit na u toe, Vader. Ons bring hierdie families na u toe. Troos elke hart wat gebreek is. Gee vrede te midde van hartseer en omring hulle met u liefde en ondersteuning. Vader, daar is niemand wat troos soos u nie. Dra hulle en vertroos hulle in hierdie geweldige, moeilike tyd. Vader, wees 'n toevlug van sterkte vir die families en help ons om met medelee en gebed hulle te ondersteun in hierdie geweldige moeilike tyd. Vader, ons bring ook Suid-Afrika en die regering na u voete toe en bid vir verlossing van korrupsie, van staatskaping wat vertroue en strukture beskadig. Lei die ondersoeke na wanpraktyke by Eskom, by Transnet, by Prasa, Denel en die nasionale lottery en gee wysheid aan leiers om regverdigheid te handhaaf. Vader, ek bid vir 'n godvreesende regering. Vader, beskerm ons ekonomie, stabiliseer inflasie
en rentekoerse, versterk die rand en voorsien vir die finansiële welstand van elke gesin. Vader, ek wil spesifiek bid vir ons ouer mense wat afgetree is, wat so geraak word deur hierdie finansies. Vader, ons bring dit alles, al hierdie bring ons na U toe, want U het gesê, ons hoef nie alleen te dra nie. Vader, ons gee die land wat aan U behoort, want U sê, reg deur die woord, alles behoort aan U. Raak ons mense aan met U pottebakkerhande en leer ons om op te staan, soos die woord sê, uit die stof, uit vrees, uit moedeloos en in geloof U genade troon te nader. Vader, ons bid, ons wil niks doen sonder U leiding in hierdie land nie. En ons wil nêrens heen gaan sonder U nie. Ons bid, laat U leiding en geregtigheid sigbaar word en mag ons land herstel. Ons vra dit alles in die heilige naam van Jesus, Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Amen. Amen. Dankie dat julle vandag saam met ons geluister het, saam met ons bid. Onthou, ons kyk nie weg van die realiteite van Suid-Afrika nie. Ons gesit dit nie verder in die stof nie. Maar ons kyk daardeur met geloof dat ons het nog steeds 'n God wat in beheer is. Die volgende week, wanneer ons weer saam alles tot volgende keer wanneer ons weer alles saam voor sy voete bring. In geloof, opstaan vir jou Suid-Afrika.